Ek het gisteraand gaan slaap en vanoggend opgestaan met die wete dat dit vandag Vadersdag is en dat ek nie saam met die res van die familie tyd saam met my pa kan spandeer en saam gaan eet en saam gaan lag en grappies maak nie. Omdat ons in die Kaap is en hulle is in Pretoria. En ek gaan dit eers my skoonpa kan doen nie. En dit het 'n knop in my keel gelaat. Wat 'n groot knop in my keel gelaat het, is toe my pa vir my 2 dae terug 'n pragtige foto stuur van ek het die naam met my ontgaan, maar hierdie klein saadjies wat deur die wind gewaai word, wat veerlig is. En my pa stuur vir my daai foto en ek stuur vir hom 'n boodskap terug, 'n voice note terug en sê, "Wow, pa is so talentvol, ek hoop regtig dat pa in die jaar wat kom net nog meer tyd sal kry om pragtige natuurfoto's te neem. Want ek kan sien, dit is waar pa joy uittap." En hy stuur toe vir my 'n boodskap terug, net 'n one-liner, so mooi en fyntjies soos jy. En ek moes regtig my lip byt om nie te begin chunk nie. Veral toe ek besef, dit is 2 dae voor Vadersdag. So my mis van my pa het al 'n paar dae voor Vadersdag al gebeur. En ek het net weer eens besef, ek het die voorreg gehad om in 'n huis groot te word waar ek nie 'n perfekte pa gehad het nie. Maar ek het 'n pa gehad wat my baie lief gehad het. En nog steeds baie lief het. Dat ek 'n pa het wat my meer verstaan het as wat ek dalk besef het hy het my verstaan. Die klein goedjies wat hy gedoen het. Daar's een ding wat my pa eendag gedoen het. En dit bly tot vandag toe. Iets wat ek nooit sal vergeet nie. En ek was altyd iemand wat daarvan gehou het om goed te bak en dan vir vriende of mense of ons bure te gaan gee. En dan het my ma met rede baie omgekrap geraak wanneer haar plastiekbakkies en goed nie terugkom nie. En my ma het op sorg my gesê, dit kan nie meer so werk nie. Jy weet, jy kan nie meer goed bak en vir mense vat nie, want ons kry nie ons Tupperware terug nie. So ek dink meeste sensible mense sal so optree. En ek kan onthou later die dag, of die volgende dag, het my pa teruggekom en hy was nog na die winkel toe waar jy al jou plastiek goed en hierdie regte kermisbakkies met plastiese deksels kry. Het hy vir my so 'n hele sak gebring met daai goed. En my pa het vir my gesê, nou kan jy lekker bak en brou. En jy kan jou goed daarin sit en jy kan dit vir mense vat om hulle te gaan bederf. Wow. En I was blown away. Dit was 25 jaar terug, as dit nie langer is nie. En dit bly tot vandag toe iets wat ek nooit sal vergeet nie. Vir die van julle wat nie in so 'n huis groot geword het nie, vir die van julle wat 'n pa het wat dalk nie meer lewe nie, wil ek julle kom bemoedig en sê, dat as jy Jesus Christus gekies het, is God jou pa. En weet jy wat is die awesome ding? Hy is perfek. Hy is flawless. Hy sal jou nooit ophou lief hê nie. Hy sal jou nooit teleurstel nie. Hy sal nooit van jou vergeet nie. Al voel dit baie keer so, dit sal nooit ooit gebeur nie. So, al sit ek hier 1.500 kilos van my pa af, weet ek dat my hemelse pa is vandag saam met my. En ek het die voorreg om 'n man te hê wat, kyk of hulle kan inkry, wat na kerk kom cricket speel saam met sy seuns. En ek kan wel Vadersdag vier met my man wat 'n pa vir sy seuns is. Weereens nie 'n perfekte pa nie, maar 'n godvreesende pa. Aan al die pa's mag julle 'n geseënde Vadersdag hê.